Ek bietjie vandag met Sheldon, wat ook in Amerika werk. Hoe lank werk jy nou al in Amerika? 2 jaar. 2 jaar. Ja. So jy het al agtergekom hoe dit werk. Ja, vanaf die agentskap, vanaf die dag wat die aansoek doen, tot en met die eerste paycheck, ja, en jou laaste paycheck, elke is op. Even met die winterswerk extensions, die rollovers wat ons het noem. Ek weet hoe dit werk goeders, en ja. Hoe oud is jy nou? 28. Nou, wat het jou laat besluit om in Amerika te gaan werk? Jong, maatsnaaks nog op die radio geluister, op Radio Roosterstad, Bloemfontein, en ek wou maar my plan was om oor te gaan. Weet, mense, dis wel eerstens, in Suid-Afrika is nie op daai opportunities nie. Mense wil ook nie vir die res van jou lewe aan skuld afbetaal, of aan 'n huis afbetaal nie. Ja. En ag, die ondervinding ook, en jy sien die wêreld, aan die ander kant van die wêreld. So, Okay, toe jy nou besluit dat jy wil in Amerika werk, of jy wil dit 'n kans gee of wat ook al, wat jy gedoen? Ook jy het die radio uitgehoor. yes. Het hulle gesê wat jy moet doen? Of Jong, ek was by 'n ander agentskap gewees, die Farm for USA, en die radio aankondiging op Roosterstad was nou deur USA Farm Labor, en USA Farm Labor en Farm for USA, hulle is soos is dieselfde, maar hulle is die All Blacks in Suid-Afrika as 'n rivalry. Jy moet een kies. Jy kan nie by albei wees nie. okay. En ek het 'n werk opgelaaid in Missouri, maar toe my ma vir my vertel van die kans is groter om hierdie werk te kry, toe moes ek nou skuif van Farm for USA af na USA Farm Labor toe, en was nie eens 'n week nie dat ek die werk gekry. Okay. Maar is USA Farm Labor en Farm for USA is mos dieselfde plek? Nee, USA Farm Labor is basically Hulle is in Amerika. ja, hulle is Amerika. En dan Farm for USA is in Suid-Afrika en Amerika. Hulle is soos golden opportunities. okay. Ja. Okay. Maar kyk, hulle regulasies en goeders, hulle verskil. En USA Farm Labor werk direk van DOL af in Amerika. Okay. Die ouens wat nou nie weet nie, dis die labor law. Ek praat nou nog labor. Yes. Okay. Okay, so jy is 28, jy het nou al 2 jaar in Amerika gewerk. Wat is jou ondervinding? Hoe ek meen, is dit maklik, is dit moeilik, het jy baie geld gemaak? My eerste jaar, ja, ek het nou hierdie jaar Februarie teruggekom vir die eerste keer. Wel, na my eerste jaar. Ja, dit is die probleem, ons almal ken ons daai ding van die first year syndrome. Ja. Kom terug, jou sak is vol eerstens. Maar Maar dan koop jy 'n bakkie. nee. Okay. Nee, daarom nie. Daarom nie geld gespaar. Maar ek het relatief gespaar, maar ek het baie strooi gekoop. Okay. Maar jy is jong, jy kan. Ja, maar Is jy al getroud? nee, Okay, so. ek is alright, dankie. Al julle ongetroude ouens dan. Ja, vat raad van my af asseblief. Moenie as julle nog single is, geniet dit, gaan Amerika toe, maak geld, bou 'n toekoms. Moenie in 'n bakkie koop nie, asseblief. 'n Bakkie gaan nie vir jou dak oor jou kop opsit nie. Invest in eiendom. Invest in eiendom. Ja. Moenie as jou geld belê in 'n bank nie, want die rente is te min. Gaan na plekke toe soos wat 'n Santam wat groot beleggings vat met 'n groot rentekoers. Los daai geld vir 10 jaar daar binne. Moenie aan dit raak nie. Want dit basically bou sy eie pensioen op aan die tyd. Ja. Goeie raad ouens, vir die jong ouens. Vir ons ouer ouens is dit nou 'n bietjie moeiliker. as jy nou nog geen pensioen het, dan is jy 'n bietjie geskroef. Dis waar. Okay, so hoe was Amerika? Jou eerste jaar, hoe was dit? Vreemd. Baie vreemd. Dis 'n hele ander opset, 'n ander die kultuur, die kos, veral die kos, so aarde. Vir die ouens wat nou nie weet nie, kom ek gee julle 'n voorbeeld. As jy 'n burger koop by Wimpy of by Steers hierso, daar's baie sous op. As jy na Amerika kom, dis letterlik 2 buns, 'n patty, 'n stukkie blaars of 'n stukkie tamatie, en there you go, hy's droog. Was hy botter op? Daar's nie eens margarine en botter op nie, niks. Maar hulle goed is baie greasy, hulle vleise en goed as jy by 'n takeaway plek aankom. So die kos is, ek het al gehoor, hulle kultuur verskil en hulle maniere, soos ja. hulle burp sommer net. Ja, dis vreeslike goed. Hulle sal nog so lekker sit en eet. Ek's ernstig, soos byvoorbeeld my voorman, Dale. Hy sal letterlik, jy sal nog sit en eet by die tafel. Want almal het sommer lekker smash burger by die huis gemaak, weet, want Walmart se specials is goed. Dan as jy nog terwyl jy eet, as hy klaar geëet, dan sal hy sommer 'n sigaret aansteek en burp, soos vieslik burp. Hard burp. Ja, op tafel. Ja. Ons het nie so groot geword nie. Nee, jy's geslaan. Ja. Of jy sien dit luister, verskoon my van die tafel staan of doen dit buite. Of hulle sal sommer hier by jou sit met die tafel en spoeg. Ja. 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 Nee, dit is 'n baie vreemde kultuur. Ek dink baie ouens sukkel met die kultuur verskil. Ja. Maar okay, so jy het besluit om Amerika toe te gaan om te werk op 'n plaas. Yes. Jy het die werk gekry. Wat se agent het jy gebruik? Eerste keer laas jaar was CV Placements. Sommer vir die mense exposure gee vir Tannie Marita. Hulle is daar in Brackenfell. Stuur hulle e-mail of WhatsApp, hulle kom terug na jou toe. Jy kan as hulle nie terugkom net nie, want hulle is ook maar besig om hulle werk met duisende aansoeke en mense. Bel hulle en dat jy jou online portal profile so gou as moontlik doen, want dit vat nog altyd.
Selfs met Golden Opportunities, waar hulle nou anders is, jy doen klaar jou DS-160 vir jou aansoek vir jou visa. So as jy die werk kry, dan retrieve hulle net daai inligting van jou online portal af en dan skiet hulle vat hulle dit weer na die ambassade toe saam met jou papiere, wat is daai dokument I-94. Ja, dis basically jou kontrak, jou permit. En ja, dan vat mense van daar af. Hang af ook waar jy gevestig is in Suid-Afrika. Ek is van Kimberley. Baie mense sê vir my, nee, ek moet Joburg toe gaan, maar is baie makliker as jy mense ken op familie. Want ek doen my goeders deur die Kaap, maar ek skor altyd. Dis as jy jou visa as jy gaan vir jou onderhoud. Ja, Want baie ouens vra ook, by watse konsulaat moet jy gaan? enigeen, die naaste een aan jou. Want ek hoor, baie ouens sê Joburg se konsulaat is moeilik, baie ouens word afgekeur. Of waar was jy gewees? Eerste keer in Johannesburg, ek het nie gaan vir onderhoud nie. Ek het 2 weke gewag vanaf ek my goeders ingestuur het en 2 weke later toe kry ek my visa. So toe kry ek my visa. Toe kry ek die van ons DHL in Bloemfontein. Toe het ek letterlik net om die draai gekry, maar toe bly ek nog in Bloem. So toe gehaal ek hom net. Toe kry jy visa. So hoe dit werk is, as jy aansoek doen vir jou visa, so jy kan eers aansoek doen vir jou visa as jy 'n kontrak gekry het en jy die boer se nommer, almal praat altyd van die boer se nommer, maar anyway, as jy daai nommer het, sal die agent vir jou sê, right, doen jou DS-160, jou DS-160 doen jy online, en dan stuur jy jou paspoort in met DHL. Met jou DS-160 se papiere en jou kontrak, alles. Al die papiere. Ja. Hulle gee vir jou gewoonlik 'n lys. En dan sal die konsulaat besluit of hulle jou interview of nie. Yes. Maar anyway, maak nie saak nie. Ek het nou al gehoor, baie ouens sê Kaapstad is 'n maklike konsulaat. Party gaan Swaziland toe, Ja, ek het gehoor daarvan, of Lesotho. of Lesotho. Maar sê so desperaat. Ja, Lesotho is moeilik, maar ouens, dit is, ek dink baie ouens stres oor daai interview. Nee. Kyk, hulle het mos 'n ding verander laas jaar. Eerste laas jaar. Maar dis toe ons al oor was. Hulle keer jou nie sommer af. Hulle keer nie sommer af nie, behalwe as dit jou eerste keer is wat jy oorkom. Man, deesdae, ek weet nie as gevolg van deesdae se mense wat te veel lieg op hulle CV's om oor te gaan nie, maar dan is nie 'n red flag nie. As jy oorgaan van nie dink ek dis 'n red flag nie, glad nie. Dis net 'n normale Dis prosedure. Hulle wil Jy's net randomly gepiek. Yes, basically, maar hulle groot ding is hulle wil nie hê die hulle is bang dat jy oorgaan om te immigreer. Ja, jy wil daar gaan bly. Jy wil daar gaan bly. Jy wil nie terugkom. Yes. Maar dit het al gebeur, 'n paar sake. Dis eintlik 'n goeie idee. O nee, Miskien moet ons daar gaan bly. 3 jaar by dieselfde as jy die green cards ook werk is. Baie mense dink van nee, moet vir 3 tot 5 jaar in Amerika werk. Ja, dit is so, maar jy moet vir dieselfde boer of dieselfde employer werk vir 3 vir 3 jaar. Ons ouens van laas jaar wat hulle tweedejaars al was, hulle het al aansoek gedoen. Dis nie eintlik 'n green card nie, dis 'n ander tipe visa. Hulle noem dit 'n EB3 visa. Dis 'n werkersvisa, maar jy kan eers aansoek doen vir jou EB3 in jou tweede jaar. Ja. Maar die gevaarsone is dat baie van ons betaal nie 'n belasting in Amerika nie. Ons word per uur betaal, ons kry paychecks. Ons word nie dadelik party van ons moet self bank toe gaan om ons checks in te cash om in ons rekening in te betaal. Maar jy kan die chequebank op die foon. Ja, jy kan. Ja, party banke, jy neem 'n foto van die cheque banke. Bank homself. Ja. Dan terwyl ons daai trekker sit of in die bakkie sit en werk of 'n Kom jou bietjie geld weer. dan kom die geldjies deur. Ja. Ja, vanmiddag gaan jy Walmart. Ja, ek wil 'n bietjie gaan shopping doen. Hoor jy, okay. Edit. Jy het nou iets genoem van die tax, nee. So baie ouens vra my, betaal jy tax in Amerika? Wat het jy gehoor? Wat verstaan jy van tax? Ons almal tegnies gesproke volgens Department of Labor en IRS moet tax betaal. Ja. Enige werker, al is jy 'n Meksikaner, al word jy $5 'n uur betaal, jy moet belasting betaal. As jy in Amerika werk en jy verdien, moet jy betaal. Want baie ouens slag my as ek hulle sê om te betaal. Maar maak nie saak oor die tax nie. Baie boere actually trek dit af. Nee? Ja, party ouens trek dit af is makliker, maar dan obviously nou as dit kom by Januarie, Februarie. Of eintlik April, dit begin dus Maart, ja, einde Maart begin April. Wat hulle gewoonlik doen is, en as jy gelukkig is en jy's al klaar weer in Amerika vir jou volgende jaar, dan kan jy daai tax terugkry, maar ook net 'n sekere persentasie van jou annual tax wat jy betaal het. Ja. Ek dink dit staan nou, dit was 7% verlede jaar, ek dink hy staan uit nou, dink hy's 7.2. Ja. So sê nou maar jy het $700 se tax betaal. Dit hang af hoeveel jy gemaak het per maand. En dis waar dit is ook nie groot. Sê maar jy maak $1,500 in 2 weke. Dis actually daai is eintlik 'n goeie voorbeeld. Ja. Ja, dis 'n goeie average. Goeie average is so 27.000 rand in 2 weke. Dit klink nou nog groot geld, maar onthou lewenskoste aan daai kant is ook heel anders. Ja. So dan uit daai R1,500 sê nou maar $1,500 kies, dan gaan jy sê nou maar $250 moet betaal op wat optel in tax. Ja, elke keer as jy by die boer al klaar aftrek. Maar as jy indien, soos jy nou jou goed indien by die IRS, hulle tel klaar al daai goed op. Ja, hulle tel dit alles op. En dan sal hulle sê okay, of hulle sal vir jou dan terugvoering gee, jy het
Dit was jou inkomste gewees vir daai kontrak. Dis wat die teks wat jy betaal het en daar is iets wat jy terugkry. Daar is Nee, iets. Maar wat die ouens gewoonlik doen is, ek het ons 'n geval gehad al waar 'n ou dit gedoen het die regte manier, maar hy wou actually hy het niks meer in Suid-Afrika oor nie. Toe het hy sy EB3 visa gedoen, is goedgekeur alles, maar toe hy sy tax wil teruggeklaim het, toe kry hy maar wat $3,000, maar hy sit nou al vir 6 jaar in Amerika wat hy werk. So toe hy daai geld letterlik gevat en hy het alles gaan blaas in 'n casino in Las Vegas. O, lekker. In een dag se tyd. Niks gewen nie. Niks gewen nie, alles verloor. So die ouens wat dit doen, vir al die jong laities asseblief, as jy jou eerste groot paycheck kry en jy het jou geld geleen byvoorbeeld by jou ma of jou vliegtuigkaartjie op jou paal, betaal daai geld terug. Glo my, wil nie met laste op jou rug sit van die skuldmense geld nie. Hoe het jy gemaak? My ma het vir my gesponsor Okay. die eerste keer. En Want dit kos 'n paar rand. en so by myne die eerste keer laas jaar was so altesaam met daai ek het nog 'n extra $300 in my kontant gehad vir die lughawe en omdat ons nie geweet het wanneer ek reimburse word vir my vliegtuigkaartjie nie. Want hulle nou daar kom en jy moet 'n kos koop. Yes. So toe Jy het sak geld gehad, vliegtuigkaartjie. Hoeveel was dit? Vliegtuigkaartjie laas jaar verlede jaar was dit was $1,600. So dit is ongeveer omtrent so R27,000 gewees net vir die vliegtuigkaartjie. Dis nog nie die visa van ook $190. So alles altesaam by my met travel insurance was so R49,000. Ja. Okay, so want baie ouens vra my dit. As hulle nou 'n kontrak kry, waar kry hulle die geld om oor te gaan? Dit is baie selde dat die boere actually deesdae vir jou die geld sal leen. Onthou, dit is jou eerste keer. Hulle ken jou nie. Dis net so maar goed, ons loop nou, ons wil iemand aanstel van sê nou maar Johannesburg, maar die laait het nie vervoer. Nou moet ek hom sponsor. Ek ken hom van geen kant af nie. Ek betaal die kaartjie, maar dis nie te sê daai is betroubaar dat hy actually gaan opdaag nie. Dis risky. Dis baie risky. So jy leen, want ek het 'n video actually gemaak. Iemand bel my. Nee, Ja. maar gaan nie kan antwoord. Ek het 'n video gemaak oor hoe om geld te kry. En dit gaan eintlik daaroor dat jy kan by jou familie leen. Pa, ma, oom, tannie, neef, sussie, boetie, wat ook al. En jy kan hulle actually binne dieselfde maand amper terugbetaal. Ja. Maar dink jy nie dit sê iets van jou as 'n persoon? Die boer het jou nou aangestel. Okay, jy het na die boer gevra, jy kan jou nou dalk help nie, nou sê die boer nee, hy doen dit nie so nie. Fine. Nou kry jy nie geld geleen nie. Nou bel jy die boer en nou sê vir die boer, ek kry nie, niemand wil vir my geld leen nie. Sê dit nie vir jou iets van daai ouetjie nie. Dink jy nie die boer dink, ja, as sy eie familie nie eers van wil geld leen, dink jy nou ek wil hierdie ou aanstel? Dit hang af van die omstandighede. Kyk, soos byvoorbeeld die vorige wat ek nou al gehoor het ook van byvoorbeeld die vorige ou by wie ek gewerk het. Dit gebeur soms. Maar ook, dit hang af ook. Dit het nie almal die geld net gou vinnig R30,000 uit hulle sak uit te haal. Nee. Dis die ding. Baie boere in so 'n geval, ek sê nou sê baie nie, maar sê nou maar so 3% van hulle sal gewoonlik dan die grasie gee. Hulle betaal die kaartjie, maar dan Jou eerste paycheck. eerste 3 paychecks gewoonlik Vat hulle trek dit af. Ja. Okay, ja, wat mense nou verstaan ook. So, okay. As jy in Amerika wil gaan werk en ek dink baie mense, ek kry ongelooflik baie boodskappe elke dag en ek verstaan dit want mense is desperaat. Ons omstandighede in die land is moeilik. Ja. Okay, jy's 28, ek's 46. Daar's generasies verskil. Is die jonger mense van vandag nie bietjie meer positief oor die land nie? Sien jy opportunities in Suid-Afrika? Ja. Ek sien baie potensiaal. Maar jy het geld nodig om geld te maak, né? Presies, en dis hoekom baie mense kyk net vas in Amerika. Moenie net vas kyk in Amerika om te gaan werk nie. Daar's Engeland, Australië, Nieu-Seeland, Duitsland het ook nou begin Suid-Afrikaners inneem op hulle plase. Wow. Ja. Maar dan moet jy kan Duits praat seker. Ja, dis alright. Jy leer dit vinnig. Duitsland, ja. Dis seker so baie. Dit klink asof mens die hele tyd daar gesit is, maar dis alright. Hoor hierso maar en okay, jy praat nou van Australië en Skotland of Ierland of Engeland. Hele Europa eintlik. Nou wie is die agente wat nou daar sou help? Eerstens CV placements. Serieus? Ja, CV placement is ook baie groot in Europa. Engeland spesifiek. Vrugteplase. Wie is Marita. Marita. Yes, jy skep hulle nou Lekker exposure. Ja. Okay, so want ek dink baie ouens kyk vas net in Amerika. Ja, hulle doen absoluut. Almal wil in Amerika op 'n plaas op 'n trekker ry. Ja, ja, so ek nou die dag met 'n laaitjie gepraat. Ek sien hom al laaitjie, maar hy is 18 jaar oud. Nou, hy het nog splinters in sy boude van die skoolbanke. Ja, hy wil na Amerika toe gaan. Ja. Want die ouetjie sien my weekie. En ek sê vir hom, "Oké, wat 'n ondervinding het jy? Hoe oud is jy?" Nee, ek is 18 hoor. Ja. Ek sê, "Oké, maar wat 'n ondervinding het jy?"
Nee, hy het al 'n bietjie hier gewerk, sy pa het sy eie besigheid so en so. Ek maar kyk wat se ondervinding het jy in agriculture? Nie noodwendig boer nie. Daar's 'n verskil tussen plaaswerk en boer. Ja. En ongelukkig kan ons kan ons eie diskresie gebruik. Ons weet al hoe dinge in Amerika. Ons weet al ons kan mense baie vinnig opsom. Veral die jonger generasie, die laities eintlik. Hulle wil net gaan vir 'n goeie tyd. Ja. Paar foto's post, TikToks maak, 'n boer in Amerika, H2A werker. Ag, weet jy wat? Dit is nie waar dit is so glamorous. Want onthou baie jong oudjies. Ek moet nou sê ek neem baie van my followers en viewers is tussen 18 en 25. Ja. Ek neem mense met 'n jong ouetjie wat groot geword het op 'n plaas dalk. Ag, jy omgekeerd, ja. Ek bedoel jy kan daai ou. Maar as jy nou sê dis moeilik as jy 18 is en jy het regtig geen experience van plaas, dan gaan jy dalk. Maar hoe sal 'n agent jou plaas as jy 18 is? Ek is nie. Wel dit het gebeur eintlik met iemand wat ek ken hierdie jaar. En ek het nou nog kontak actually met die ouetjie. En hoe het hy gedoen? Jong, hy het nie sy kontrak by die eerste boer klaar gemaak nie. Hy het 'n ander opportunity gekry waar ek gewerk het met die beesboerdery, die beeswerk. En hy was net 'n maand en 'n half daar en toe dinge ook nie uitgewerk nie. Kom hy terug, maar hierdie kom hy terug. Hy kon klaar maak want sy maat begin siek raak. En hy terugkom Suid-Afrika toe. Die boere het daarin verstaan eintlik waar dit gaan. En dit is eintlik maar hartseer want 'n maand later wat hy in Suid-Afrika is, toe sy ma oorlede. So. Okay, dis nogal sad. So ek dink jy weet mense hoor baie keer ouens sê jy weet baie van die jong ouens wat oorkom maak dit nou moeilik vir die ander jonger mans of vrouens om oor te kom want hulle gee vir ons 'n slegte naam. Maar ek dink dis elke boer se diskresie wie jy wil aanstel. Elke ou word geïnterview. Ja. Maar wat sou jy sê vir enige iemand wat nou kyk, hoe moet jy te werk gaan as jy wil werk oorsee of in Amerika? Amerika is persoonlik bietjie meer kan spesifiseer op Amerika. Ja. As hulle geen ondervinding het of as hulle al het hulle bietjie. Kom ons sê ek dink elke mens het ondervinding. Ja. So as jy gras sny is dit ook ondervinding, glo my. Die gras sny. Ja. Ons sny gras in Amerika. Maar ek bedoel verstaan, wat sê jy vir ouens wat jou vra? Ek wil ook in Amerika werk. Hoe maak ek? Of eerste ding is doen ons by die agentskappe. Kontak jou agente. Daar's duisende agente. Nou waar is hulle? Ja, soos daar's Facebook groepe soos Man in Amerika, H2A, Farm Workers ook 'n groep in Facebook. Alles op en dan op my webwerf. Ja, op jou webwerf natuurlik. Daar's 'n lys van agente. Ja, daar's baie. En dan ook op die WhatsApp groepe H2A, Lifeline in Amerika en ons het daar Suid-Afrikaanse Lifeline ook. Ag, en enige ou wat al in Amerika gewerk het, of ons almal ken iemand wat in Amerika werk. Vra hulle by wat se agentskap is hulle. Moenie vir hulle vra kan jy vir my toukie trek om my vir daai boer in te kry nie. Nee. Ja. Ons het maar reël weet nie van almal nie, maar ek byvoorbeeld ek het reël. Ek ken my mense, my vriende in Amerika. Ons sal nie iemand 'n toukie trek vir iemand om by dieselfde plek as ons te werk nie, want kom ek sê so, daar's 'n rede. Dit is nie om lelik te wees nie. Ons het ons naam al klaar goed opgebou in Amerika. Ons het 'n goeie reputasie. Nou kom 'n Jannie of 'n Bert, so kom ons sê maar Bert, want nou is al regtig 'n Jannie wat kyk. So is al Bert. Okay. Kyk kom ons Jacques. Kom maar Jacques. Okay, kom ons sê nou maar 'n Jacques. Nou Jacques is ek ken hom persoonlik in Suid-Afrika, hy's 'n goeie vriend, hy's 'n goeie werker. Kom hy in Amerika, dan jaag hy nou strooi aan. Hy verloor sy werk. Die boer jaag hom, stuur hom terug Suid-Afrika toe. Dis dan op my, want ek het vir die boer gesê nee, ek ken die ou. Maar dink jy dit gebeur baie? Dit het al gebeur met my. Want ek het ook al gehoor dit gebeur. Ek het eerstehands ondervinding met dit. Want ek dink baie keer die ouens in Suid-Afrika is so desperaat nou. En almal sien TikToks en almal sien Facebook en almal sien video's op Instagram en dit lyk so glamorous. Dit is glad nie. Nee. So, maar ons post net die lekker dele van die werk en die lewe daai kan. Maar ons sit nie reg, ons post nie regtig actually ons alledaagse lewe die misse om jy jou verlange huis toe. Iemand gaan dood byvoorbeeld in Suid-Afrika. Iemand trou, iemand is swanger, verjaarsdag. Ja, jy mis al daai goed. Ek bedoel ek mis elke jaar my verjaarsdag in Suid-Afrika want hierdie maand is ek gewoonlik dan werk ek weer my trolley af in Amerika. Maar jy staan daar as jy vir jou. Ja, ek het laas jaar langs genoeg op my eerste keer toe ek oor is toe vlieg ek op my verjaarsdag. Ja. Teen die 19de Junie gevlieg, die 20ste toe land ek in Frankfurt, toe verjaar ek. Gelukkig al die internasionale lughavens met lekker wifi. Ja. En toe vlieg ons van daar af, toe gaan ons vlieg ons Denver toe en van Denver af Amarillo. Ja. Toe ons land die aand 10:00 die aand in Amarillo, toe verjaar ek nog steeds.
Ja, ooit toe gaan jy terug in tyd. Terug in tyd, Ja, 8 dit ure kom. terug in tyd. So Dit is amper 2 dae vir jou. ek het basically, want toe is het al die 21ste in Suid-Afrika. Maar kyk, dis lekker, veral iemand, ek het nog nooit gevlieg in my lewe nie. En toe word ek in die diepkant gegooi, sommer internasionaal, op 'n vliegtuig. En dit is lank. Dis lank. Jy sit, jy weet nooit nie meer hoe om te sit. Nee, party ouens kan lekker slaap op die vliegtuig, Ek het ook gepraat, ek het pilletjies gedrink, nou toe ek terugkom met werk. Nee, Ek dit het maak twee dit slaappille erger. gedrink. Dit maak dit erger, dan raak jy so frustreerd, jy wil slaap, maar jy kan nie, hè. Maar jy sit so, ek het een keer te kwylik so bietjie. Of ek het seker 5 minute net. En as die ou langs jou wil gaan pie, jy weet, Ja, moet jy opstaan. dan maak jy jou wakker want hy moet nou oor jou loop. Dis net so dat jy sit in 'n wat daai Greyhound bus, dis dieselfde tipe spasie, hang af van Ja. maar party sections op internasionale vlugte, vir al die ouens wat nou lank is, soos ek. Ja. Jy wil maar daai ekstra R10,000 betaal vir die kaartjie, dan kry jy 'n seksie in economy class wat plop hulle praat van Economy class. economy class. Of comfort. Comfort class. Hy het 'n groter seat. Ja, groot nie, jy moet sê die speenspasie is nog 'n bietjie groter. Maar hy gewoonlik boek jy hom nou as jy terugkom, Nee. nee. Dan upgrade jy net. Ja. Want dit is bietjie duur as jy hom nou van hier af Wat vir 'n toer boek. Ja, so R20,000 ekstra op die kaartjie. Ek het nogal nou al gehoor iemand doen dit. Hulle boek one way. So dan kos dit jou baie goedkoper. So as jy one way, nee, dit kos eintlik nie goedkoper nie. Dit aanvanklik net daai initial boekekaartjie one way soontoe kos sê nou maar 18,000. Yes. Maar waar jy nou retour sê nou maar 25 sou betaal het, maar nou het jy nie die 25 nie. So dis net 'n opsie. Ja. As jy dalk nie al daai geld bymekaar kan maak, jy boek 'n one way. Maar nou het ek ook al gehoor as hulle sien jy boek net one way, sê nou maar daar weer incheck, dan gaan hulle dalk jou vra hoor Wat gaan wanneer vlieg jy terug of waar is jou kaartjie terug. So mens kan nie visa wys, jy wys net vir jou paspoort, hier sê ek's op die plaas. Daar verval my kontrak, dan moet ek terugvlieg. Ek het net nie genoeg geld gehad om die kaartjie wys te koop. Ja. So okay, jy's nou 2 jaar in Amerika gewees en jy het nou jou experience. Hoe is dit om saam met Suid-Afrikaners in 'n huis te woon? Ons gaan nie daai na antwoord nie. Nope. Okay, dan af waar jy werk. Okay, maar my experience is moeilik. Ja. Dis realisties. Bly jy saam met klomp ander persoonlikhede, ander mense, almal. Een ou was goed nie, ander ou bad nie, ander ou stink, ander ou maak jy skoon, hy maak jy skoon agter hom. maak jy skoon agter hom. En ek dink dit is frustrerend, nê, Ja. as jy 'n tipe persoonlikheid het en daai ouer persoonlikheid, daai ou dit clash. Julle werk dalk ook nou saam die hele dag, dan moet jy na huis toe kom. Wat se raad sal jy vir iemand gee wat eerste keer Amerika toe gaan wat saam met ander Suid-Afrikaners moet bly? Moenie te veel praat nie. Moenie te veel praat. Observeer jou eerste 2 weke. Ja. Leer jy ouens ken, as jy sien dit is baie maklik om iemand vinnig tussen persoonlikheid te ontleed. Ja. Vir alles is so ver is, want dan hakke mense kop ons maar gewoonlik uit die eerste keer, veral die eerste keer. Snaaks genoeg een van my beste vriende werk in Amerika, so op dieselfde plek gewerk voordat ek geskuif het na die beesplaas toe. Ja. En ons praat vandag nog, ons het nou vanoggend weer mekaar gevinnig. Ons sê ek van 'n boodskap Happy New Year. Jy kry dit hang af hoeveel mense daar is en onthou ons elke huis, ons almal het anders so groot geword. Byvoorbeeld ek het 'n slegte ondervinding al gehad van saam met 'n ou te bly, saam met hom te werk. In Amerika, so nie almal kry daai gevalle van okay, hier is die ou is eintlik 'n flippin nice ou, jy weet, ons werk lekker saam, ons bly lekker saam. Ja. Dis nie maanskyn en rose nie. As Ja. ons al die goeters, die klein goedjies moet post van hoe die lewe actually daai kant is. Ek kan gee die ouens 'n brief en bril, hulle gaan nie behoort kom nie. Ek sê Ja. want my ondervinding en ek bedoel die ouens wat my ken wat ek al mee saam gebly het en so kyk ook my content miskien, maar so dis niks teenoor enigiemand nie. Ek dink die probleem wat Suid-Afrikaners het is respek. Ek bedoel maak saak ou, dis nie 'n ouderdom ding nie. Ek bedoel ons het groot geword. Ja. Jy's 28, jy moet vir my sê oom. Yes. Maar dis fyn. Dit pla my nie, maar verstaan as jy die skottelgoed, jy's 28 nou, jy was elke dag skottelgoed want niemand doen nie. Ja. As jy na my toe kom en sê oom, kan oomie net oom se bord en 'n koppie koffie en daai pan wat oom elke aand gebruik net vir my afspoel ten minste Ja. of net. Of laat dit net souk in die Jy weet dan raak jy ouens kwaad. Want wie's jy wat 20 is of 28 om vir my dit te sê. Ek dink dis die groot ding is daai respek dan. En want ons verwag daai boer wat hier voor werk moet jou nou respekteer. Ja, nee. Maar ons kan nie eers mekaar in die huis respekteer nie. Ja, dis maar ding van ons Suid-Afrikaners, soos al baie keer dit al gesê, daai kant ook ons een grootste fout is ons kan ongelukkig nie saam staan nie. Nie maak nie eers
net in Suid-Afrika nie, maar ek bedoel ek het dit eerstehands ervaar, nie van oomie, maar Ja. eerstehands ervaar in Amerika. Ons Suid-Afrikaners kan mekaar se gatte so vinnig toesteek en toesteek hoor. Ek weet nie hoekom nie. Ek weet ook, dis nie maar ding maar ek wil beter wees as jy en vinniger bevordering kry by die boer of wat ook al. Of goed lyk by die boer. Maar daai ding het ek nou gesien al. Ek dink hierdie ding rekord nog, nee. Ja. Ek het daai ding al gesien. Jy kan nie 'n ou wat 'n goeie attitude het, goed werk, doen wat die boer sê. Maak nie saak wat die ander ouens van hom praat nie. Daai boer is mos nie blind nie. Nee, Daai boer kan sien, hoor jy, ek like daai ou, hy operate, hy werk, het 'n goeie attitude, hy doen wat ek sê. Maak saak wat die ander ouens kom agteraf praat van hom. En dit het ek al baie gesien, waar ouens probeer ander ouens se gate toestop. Ja. En die boer het regtig, ek het eendag gehoor hoe 'n boer omdraai met 'n ou wat deur sy ore nef en vir daai ou mooi vertel wat hy van hom dink. Maar dit is ongelukkig so, dis die realiteit. So ek dink, jy weet, baie ouens het sterk persoonlikhede, baie ouens domineer ander ouens heeltemal en dis fyn. Dis enige ou, dis jou reg om te wees soos jy is, maar dit is ongelukkige realiteit. As jy in Amerika werk, is jy 'n moeilike boer dalk. Jy gaan huis toe en is moeilik in die huis. Jy weet, ek dink mense dink nie aan hierdie goed nie, want jy het 'n ou wat nou gaan hy toilet toe in die oggend en hy skei daai toilet brein. Sommige misbruik. Misbruik, nee, of piepie die rande mis en die goeders. En party ouens, jy weet, mamma of ousie of wie ook al het elke dag maar jou toiletjie vir jou kom skoonmaak, jou wasgoedjies opgetel. Nou is daar niemand nie. Nou moet jy dit doen. Ja. En ek dink as jy besef dat okay, ek wil in Amerika gaan werk en dis wat ek moet doen. Kan jy solank jou kop voorberei. Ja. Want ek het dit gesien baie, is ouens klein goedjies wat mense oor beklei wat eintlik so stupid is. En Ja, maar ons het 'n ou geval gehad laas jaar laas jaar in Desember in Colorado. Kyk met USA Farm Labor, hulle is nou weer hulle het altyd baie keer so nou en dan 'n random inspection kom doen. So dan moet jy seker gemaak het jou kamers is skoon alles. Dan sal nou regtig Jan Rapp en sy maat wees wat nou dink hulle is in die kat se snor. Ek glo maar daai ouens waar nie, hulle maak baie ouens maak 'n helse boei. ja, Maar die ding is dit gaan net eintlik oor respek teenoor jouself en die medemense, medewerker. Nou, ons almal is daar vir een plan, ons wil geld maak, ons wil werk en geld maak huis toe kom. ja. So as jy dit gaan moeilik maak vir jou mede-kollega, dit gaan dalk nie vir baie lank hou nie. Jy gaan dalk 'n jaar of 2 nog kan uithou en goeders maak. Ja. En ergens draai die wiel. O ja, definitief. So, jy weet, daar's mos 'n sê ding wat jy saai sal jy maai. So daai saad wat jy altyd so saai, daai oes kom op. En dan moet jy hom oes en dan kry jy nou dieselfde medisyne terug. Ek wil net iets gou op bysê vir die ouens wat wil oorkom, wat dalk nie, wat al aansoek probeer doen het, maar sien hulle die goeders hier op die skiel se goeders, en ek dink jouself, maar ek sal nooit kan werk in Amerika nie, want ek weet nie eers hoe om hierdie taalage ding te kan operate, om te operate nie, byvoorbeeld. Of 'n auger te operate nie. Of enige implemente vir daai, for that matter. Moenie worry nie. Ons manier van dinge doen in Suid-Afrika, hulle manier is twee verskillende goed. Hulle is op 'n hele ander tipe klas. Ons het ek het met Tellanders en skietsters daar gery wat ek terugkom Suid-Afrika toe, byvoorbeeld, en ry ek al by my stiefpa se werk verby en ek sien maar hier is ook Tellanders, maar ons goeders werk heel anders. Dit is baie makliker eintlik om ons goed in Amerika te operate as hier. Ja. En ook in Amerika doen jy alles self. As jy met as die boer vir jou werkbakkie gee, moenie dink daar staan 'n siepo staan daar so by die pulstasie en hy gaan vir jou die brandstof gooi. Jy doen alles self. Alles self. En hulle het 'n masjien vir alles. Ja, Meeste van die tyd. meeste ja. Of is jy in 'n graaf? Nee, Jy's 'n masjien. Jy's gewoon gelukkig dat ek het 'n fuel card gehad van die Ja. werk. So maak ouens ons baas maak altyd seker ook as jy nou sien maar die ouens wat nou oor gaan en goeders wat nou actually vir 'n saaiboer gaan werk of 'n beesboer, 'n ranchers wat ons het net in daai kant. Maak seker as jy 'n fuel card kry, jou baas gee vir jou selfoon 'n werkstelefoon. Dis wat my gebeur het, werkstelefoon, 'n bakkie en toerusting. Moenie daai toerusting laat wegraak nie, glo my. Die baas gaan dit aftrek van jou paycheck. Ja. En as jy slippies kry, as jy petrol gooi of diesel gooi, Hou dan dit, ja. hou die slippies. Saam met jou gewoonlik ons het sulke eventplanners gehad wat ons gekry het saam met ons paychecks. Dis vir die volgende 2 weke. Dan ja, jy klok in op jouself en jy sê wat jy gaan doen as jy inklok, uitklok, wat ook al, maar as jy events kry, jou planner is basically daar vir jy kan meer spesifiseer wanneer het jy dit gedoen, wanneer het jy uitgeklok, wat het jy daai dag gedoen, alles met jou datums en hoeveel ure, jy skryf jou ure ook daar neer, want die ure staan anyway op jou klokstelsel op die selfoon. Dit is ook 'n belangrike ding. Ja, Is hou ook rekord van jou ure. Ja. Wat jy nou presies wat jy sê, want baie keer die klokstelsel, nou kry jy die einde van die week jou ure, nou sien jy
Dis maar hier iets verkeerd geklok en mens kon dit baie keer hier agter. Ja, want byvoorbeeld by die baas, vir my gebeur het 'n paar keer is baie ure was maar weg. Nou ons gaan nou byvoorbeeld beeswerk doen, ons ry wat ons moet na die beeswerk, ons vat die kalvers en al die kalvers verskei hulle, die heifers, steers en die bulle en ons moet hulle nou van hulle nou skuif na 'n ander pasture toe. Skei hulle van die mammas en die paus, hulle van die groot bulle en die koeie af of hulle ma's en pa's eintlik. Ja. Dan tegnies gesproke volgens labelol moet ek ingeklop bly. En dis werk. Ek ry met 'n lewendige vrag. Dan sal die baas byvoorbeeld daai ure aftrek. Wat jy gery het. Wow, dis weer. Dis weer. En ek met 'n skietsteer of ek het al een keer my ons het 'n helse loading by 'n low bed gehad waar ek actually my tailhander ook al kon opgery en geskuif het. Dan trek die baas dit af en dit is eintlik sleg om dit is tegnies werk. Ja. Want ek's besig met 'n vrag. As die vrag leeg was, dan ek 'n bolking. Ja. Maar ons almal het maar sulke slegte ervarings gehad en daar's 'n ander ding wat ek ook wil vra net vir die ouens wat nou wil oorkom. En dit is moenie gat eers comment of wat ook al nie, dis actually net vir julle. Dis 'n hoe kan ek sê, dis meer 'n self-reflection. Wat is die rede hoekom julle wil Amerika toe gaan of oorsee gaan werk for that matter? Is daar iets spesifiek? Sukkel julle, sorg julle vir julle families? Gaan dit sleg finansiëel en jy moet daai breek maak? Is dit omdat jy sien almal doen dit, nou wil jy dit ook doen? Wat is die rede? Gaan doen daai selfrefleksie, hoekom? Onthou jy sit duisende kilometers ver. Dis nie net gou van hier af Durban toe nie of van Johannesburg af Kaap toe. Jy is 7 in ons in Amerika, ons sit nog met 7 tot 8 tydsones terug in tyd. Jy weet, Dis hele oseaan. Hele Dis oseaan. jou en Afrika. as dinge sleg gaan nie by die huis, sien nou maar jy het 'n meisie of jy het 'n verloofde of wat ook al vir vrou. En daai vrou besluit nou luister, ek gaan jou nou los. En dit gebeur. Dit gebeur, by my gebeur. Met jou gebeur. Ja. So, dit is moeilik, maar op daai oomblik is jy so en jy's alleen, omdat ons was net twee Suid-Afrikaners op ons plaas en 'n voorman. So, dis moeilik, want nou sê jy eintlik stoksiel alleen, jy kan niks doen nie. Ek was op die drempel om te bedank en terug te kom Suid-Afrika toe. Ja. En iets het net binne my gesê, byt net vas, daar's net 2 maande van die kontrak oor. En Dis Ja, moeilik dis baie om moeilik. 'n girl of 'n vrou hier agter te los. baie. Het jy nou 'n nuwe girl? Nee, ek is okay, dankie. Gaan jy Amerikaner vat? Nee, ek gaan nou nie vrek het. Nee, ek bly eerder alleen. Vanaand 'n green card, Vir sê nou ja, trou met 'n Amerikaner. maar dan moet jy nie hier getroud wees Nee. en daar trou nie. Ek gaan nog 'n interview doen, ek en my vrou. Ons wil 'n bietjie praat oor hoe ons dit ervaar en hoe sy dit ervaar. Ek dink dit is belangrik ouens, as jy so Sheldon sê, jy weet jou rede hoekom jy in Amerika wil werk, obviously is vir die dollar en obviously sit dit jou 'n bietjie voor. Ek bedoel, die tipe geld wat mense in Amerika maak, vat jou 6 maande of baie keer 3 maande of wat ek al om hier te maak. Net in 'n maand tyd, ja. Maak jy nou daar vinnig op. So met ander woorde, jy kan 'n bietjie voorkom wat jy net nou gesê het, property invest property en goeders, maar ek bedoel, hoekom gaan jy nou weer terug? Jy wil nou weer daar in Amerika gaan werk, Ja. hoekom? Ek moet gaan, ja, behalwe die dollar, maar eerstens ek was nou klaar daar, ek het nog 'n vinding opgebou, so. Maar ek het nog goeders in my eie lewe wat ek nog moet doen. En ek kan dit nie met 'n Suid-Afrikaanse salaris doen nie. Ja. Jy kan dalk, dit Ja. gaan net baie langer vat. Baie langer vat. Byvoorbeeld ek het 'n kar om nog af te betaal en ek wil volgende jaar Desember Kilimanjaro gaan klim. Dis my grootste droom. Moet net nie Everest gaan klim. Nee, ek wil nie selfmoord pleeg nie. Yes, want ons kyk baie Everest goed en dan dink ek, hoekom wil jy daai ding klim? Okay, Kilimanjaro, wow. Dis cool. Dit gaan so R90,000 kos, net vir 'n week. Hoeveel geld het jy hierdie jaar gemaak, Hierdie jaar as ons mag vra, in Amerika? in Amerika. Net ballpark figure, dit is nie tot die sent reg gewees. Jongens het hier regtig baie ure gemaak hier om eers eerlik te wees by die aardappelplek as ook hierso waar die ranch was. So give or take wat ek gemaak het my net worth hierdie jaar was omtrent so 130,000. Okay. Dis nie baie nie, maar ek bedoel dit was 'n kwessie van 6 maande. Okay. Ja, 5-6 maande. Well, okay. Maar ek het ook gespandeer daai kant natuurlik. Mens spandeer Dis geld goed. natuurlik, ja. Ja. Okay. En wat is almal vra, almal sê altyd vir my hierdie ding. Ek is bereid om hard te werk. Ek's bereid om vinnig te leer, kan jy vir my werk organise? Wat sal jy vir so 'n persoon sê? Mense vra jou altyd. Ja, hulle vra. Ek sê gewoonlik, is die agente?
kontak hulle self. Ek kan nie vir iemand werk organise op beloof nie. Want kry daai ou nie werk hier dan is dit ook van, maar jy het gesê jy gaan vir my werk organise het nie. Ja. Dis hoekom ek sê my veilige ballpark is hier's die agente. Doen jy aansoek, Doen ek jy het maar aansoek? dieselfde gedoen. Yes, want onthou op die einde van die dag is elke man vir homself. As jy 'n ding wil doen, byvoorbeeld, sê nou maar ek wil nou vir my nuwe kar koop. Stupid voorbeeld eintlik. Gaan ek nou verwag dat my maale vir my 'n deposito moet neersit? Nee, want eerlikwaar, ons is mans, we are the providers. Ja. Jy kan ook nie verwag jou pa moet jy met goeders help nie. Jy moet leer. Jy moet iewers moet jy groot word en leer. Ja. En selfs met hierdie hele ding van Amerika, die H2A program, vir H2B program, die girls wat au pair, die ouens wat ek het 'n vriend wat in Las Vegas, hy's 'n chef. As jy hulle gaan vra hoe hulle die werk gekry het, gaan almal vir dieselfde ding sê. Ek het self die werk gekry. Ek het gebid en ek het gehuil voor die Here. My trane lê nog hier op die bed van al die huil en my hart hoeveel keer vir die Here gegee het om hierdie werk te kry want die Here ken ons harte. Ja. Wat 'n getuienis gaan jy lewer eendag as jy nou 'n paar miljoen terugbring Suid-Afrika toe en jy begin jou eie ding. As iemand vra vir jou hoe real het jy ingekom in Amerika? O nee, Sarel het my gehelp. Dit het nie soveel oomf nie. Waar jy actually as 'n man kan sê ek het self die werk gekry. Ja. Ek het lank gewag vir dit, maar niemand het my gehelp nie. Ja. En ek het die beste daarvan gemaak. En die Here, ek bedoel soos jy nou sê, ek bedoel op 'n God maak die deure oop. Exactly. Ja. As die vir die Here was, het ek nooit eers in Amerika gesit nie. Nee, ek ook nie. En ek sê dit maar vir die ouens, Ja. want ek bedoel ek help baie mense met raad. Want dit is vir my lekker. Ek geniet dit actually om mense te help, maar ek het al gesien ook. Jy kan die perd vat tot daar. Hier is die dam, drink hier. Jy kan 'n ou vat, vang hier vis, gooi hier in, sit die aas aan, sit die lyn aan, sit jou stokke so. Ja. Op die einde van die dag, presies wat jy sê, daar's iets wat jy self moet doen. Ja, natuurlik. En jy moet self daai visstok ingooi, jy moet self water drink. Ja. Jy kan nie verwag ek Met die stok ingooi maar ek wil die vis vang. ja. Ja. Selfe. As jy klein is, ja. Ja. Ek onthou toe ek klein was, het my pa ons het baie gaan visvang elke Sondag. Ons het nie kerk toe gegaan nie, ons het by die rivier toe gegaan. Ja, ons nou na kerk toe gegaan. Anyway, my pa en ek was klein, jy weet mens is klein. 3, 4. En ek onthou, ek sal dit nooit vergeet nie, my pa het 'n stok afgebreek aan 'n bulgerboom. Ja. Hy het so 'n stukkie vislyn met 'n hoek en pap. Dit het my so in die modder ingedruk en gesê, "Daar, vang daar." En ek het daar gesit, nee. Ek was so excited as 'n kind. En ek het ewe skielik daai stok so Ek maak het so in die modder ingetrek en ek het so 'n babertjie gevang. Ek het my dood geskree. Dit was die beste gevoel in my lewe as 'n kind. Ja. Maar wat het my pa vir my gedoen? Hy het vir my gewys hoe om dit te doen. Ja. Maar ek het self daar gesit, ek het self die babertjie uitgehaal. So ek dink dit is maar Sheldon, jy weet baie ouens, daar's ouens wat my bel wat huil. Daar's ouens wat ek verstaan die omstandighede in Suid-Afrika en ek weet dit is moeilik en ek weet om oorsee te gaan werk is obviously 'n opsie. Ek het al die jare dat ek vir die Here gesê, hoekom moet ek oorsee gaan as ek daai selfe geld in Suid-Afrika kan maak? En daar was 'n stadium in my lewe wat ek dit kon maak. Ja. Maar toe het dit opgehou en die deure het toe gegaan en ek bedoel, dan kan ek nie gaan sit en huil nie, dan moet ek weer kyk wat is my opsies. En ek dink ek wil juist 28, baie van die ouens wat my bel vir werk is bietjie ouer. En ek dink meeste van die ouer ouens is bang in terme van skill en sal hulle my vat want ek is so oud en Nee, ons nie ouderdom gebonde op waar jy al werk. Ek ken iemand is 'n iemand wat saam met my ma gewerk het in die army. Die hom is al 60, né? Nee, twee mense wat hier in die omgewing is. Een oom is in Mississippi. Hy's 'n workshop manager daar, hy's wel mechanic. Hy's 60 jaar oud. hy het werk gekry man. Ja, hy's nog hy gaan in sy 4de jaar. Okay, so hy was 50s. 56 basically. Toe gaan hy oor die eerste keer. Dis En die so ander oud. oom Ja. wat ek ook ken, was ook in die army gewees. Hy's nou wat? Hy's ook dieselfde, hy's ook 60. Maar hy het nou laas jaar vir die eerste keer oorgegaan. Wow. So daar's geen ouderdom gebonde aan H2A werk in Amerika nie. Dit gaan oor jou bereidwilligheid. En weet jy, veral is baie moeilik vir die ouer mense ook om oor te gaan vir die eerste keer, want jy het nou hierdie lewe gebou in Suid-Afrika, nou moet jy van onder begin. Ja. Maar as die ding reg is en daai ding is reg, onthou ons almal moet iewers kom ek sê so. Jy gaan graaf swaai in Amerika, laat die honde huil. Ja. Jy gaan slegter wees, maar jy gaan die slegste van slegte wees met 'n freaking minimum salaris van R50,000 elke maand tax-free. Ja. Wat wil julle hê? Ja. Wil julle hierso maar 'n managerspos hê of
hier aan die agterste tiet suig, of jy actually stand maak vir jou lewe en actually iets doen met jou toekoms. Want jy het al is jy 60 of 55, jy's nooit oud om te leer nie. En ek het 'n boer geïnterview, Ek het daai gesien. Ja. Mike Bushman. Die daar wat jy in die kombuis gesit het met die jong laaitjie in die hand. Nee, dit was Ray. Was Dit dit was die Ray? ander boer. O, okay. Maar Mike het gesê vir hom is ouderdom hy kyk na ability. Eintlik Ray het dit ook gesê. Jy is reg. Ja, ek kon daai video gekyk, ja. Ray het gesê ability en nog iets is vir hom belangrik, nie ouderdom nie. Willingness, ability, want ek dink baie van die ouer ouens dink jy hulle sal dalk nie by die jonger ouens kan hou nie. Ons jonger ouens wat nie kan byhou nie. Ja. Ek het dit al gesien. Dis Sheldon, dankie vir die gesels. Ons het baie random gepraat, Ja. maar ek dink daar's daarom 'n paar goed wat ouens kan help. Ja, definitief. Ek dink ek waardeer dat jy gekom het en vir jou tyd. Ek hoop jy kry werk. Ja, ek ook. Nee, maar jy het gesê want dis ook die ander ding, hè. Elke jaar as jy terugkom, dis nie guaranteed dat daai boer jou gaan terugvat nie. Want dit het al met my gebeur dat die boer het vir my gesê kom terug asseblief. Toe ek kom nou begin bel hier in Januarie, hy antwoord nie. Toe stuur hulle vir my 'n e-mail hier in Februarie. Hulle vat nou nie H2A ouens daai jaar nie. Dis my dood gestres. Ja. Ek dink is elke jaar 'n stres. Dit is, kyk, wat nou vir my baie nice was van hierdie jaar, kyk, ou moet 'n ge-extended toe werk ek nog. Vir 'n company met die naam van Pro Health in Amerika. So toe ek letterlik man, ek was ook besig, was Februarie, ek het middel Februarie teruggevlieg Suid-Afrika toe. Net so voor ek teruggevlieg het, het ek klaar my nuwe kontrak gekry. Ja. Want dit is maar so in die nuwe jaar. So dit was lekker daai gevoel om met daai eers van laas jaar ek het teruggekom hierdie jaar met wel nie nou nie, maar met laas jaar se werk met rollover. Ek het so 230,000 rand, ja, so 250 met teruggekom huis toe. Nou dit is lekker en dis gemaklik. Ja. Ek kan my kar klim vir 'n week, 2 weke see toe ry Wat jy gespaar het. Ja, wat ek gespaar het. En Jy het meer as dit gemaak, ek bedoel net daai is wat jy gespaar het vir nou. ek het so amper 400,000 rand gemaak laas jaar. Ja. Tot en met ek terugkom met in Februarie. Maar dit ons lekker, ons het average ure gewerk van tussen 100 tot 120 'n fortnight. Ja. Dit was lekker. Dis so 60 'n week. Ja, basically. So Wat eintlik binne is. ja, om te kyk ons werk nie som op Sondag nie. Ons het nie op Sondag gewerk nie, so dis van 7 tot 5 7 tot 5 in die middag. Dan is dit 10 ure. Ja. Maandag en dan Saterdag gewoonlik halfdag gewees. En ja, maar die ure tel op en dan baie keer as ons besig raak, ons vat jy om so 7:00 die oggend tot 9:10 in die aande. Ja. Jou lyf is seer. Ek kan dink. Ja, dis baie repeterende werk. Dit is soos jy pak die pallets die hele dag, die hele tyd. Ja, is erg op die lyf en ek bedoel ons het nou my 3 maande kontrak in Wisconsin, want ek het 'n 6 maande kontrak in South Dakota by 'n koöperasie. Maar hy trok vir hulle en dan het ek nou 'n bietjie gestroop. Ek was so bly oor dit. O ja, Daai boer het my sommer net daar in 'n stroper gegooi. Ek het aan nie goed gewerk, so ek kan 'n bietjie vir stropers werk. Maar toe sê die ou vir my, hoor jy klim in, stroop gou daar. Ek het ook die hele seisoen gestroop. yes. En dit was cool. Maar daar het 'n tyd gekom wat ek vir die boer moes vra of ons het al gevra, hoor jy kan ons net 'n dag afkry. Want dit gebeur ook nie. So Jy werk die hele tyd. maar mense is dankbaar. As jy maandag regdeur kan werk tot Sondag is goeie ure, is goeie geld, jy weet, dan tel jou geld vinnig op. Ja. Maar as jy kan 'n afdag kry in Amerika gevat. Ja, ons het Wat ek gesien het, ek bedoel mense bid want daar was, jy weet, as jy vir 'n maand aan mekaar oes en daar is nie afdae in oestyd nie en mense verstaan dit, maar as daar 'n dag is, dit kan afkry vat jou. Ja, ons het die meeste ure wat ek al geklap het, was Desember laas jaar. Dis wat ons ons het mos in daai fabriek gewerk, so jy sterk net pallets die hele tyd, dis produksie. Produksie hou nooit op nie. Dit was 140. So toe het ek gewerk. Ja, ek het so omtrent net so onder $3,000 vir daai Desember se fortnight, net 'n fortnight. Jo, Net so onder $3,000. nice. Nice. So was so $6,200 vir Desember maand laas jaar. Dis 'n lekker bonus. Dis 'n lekker bonus, Ja. maar jou lyf is maar seer. Ek het die hele tyd so geloop. Ja. My hande was in 'n toestand en dis toe ek nou daai tyd toe ek teruggekom met my ex-verloofde ontmoet het. Ja. Ja, Maar jy het nie nou 'n doel nie. ek soek nie nou iemand nie. Okay. Want dit is net hartseer. Ek is bly. Ja, en ek het planne vir my lewe en ek kan dit nie doen as daar op die oomblik 'n vrou. Dis die ander ding. As jy as 'n man kan nie jou lewe opbou en 'n lewe maak uit jou toekoms actually skep, maar daar's actually 'n vroumens in jou lewe. Behalwe as jy nou getroud is, so goed. Dis 'n ander ballgame. Ja. Jy kan nie val jonger die jonger ouens wat nou kyk, asseblief, moenie ek weet ons almal is maar ons mans, jammer om te sê. Ons soek mos nou maar 'n bietjie aksie.
Jy kan nie jy's 'n gestreeltjie. ja, ietsie vir ek sê omdat sê ietsie vir 'n pizza, ek is reg. Maar ek gaan nie die ander ding sê nie, die skerp mense wat ook kyk. Ja. Maar wat ek wil sê is jy kan nie verwag om 'n girl te hê of kom ek maak dit nou 'n bietjie meer sê nou gelowig. Jy kan nie 'n ander man verwag om 'n ander man se dogter te vat in courtship of in 'n verhouding as jy nie eens vir jouself kan sorg nie. Ja. Dis ongelukkig hoe ek het so groot geword en ongelukkig die lewe werk nie meer so nie. Vandag se jong mense, hulle doen dit dis maar net vinnig uit volgende ene. Ja. Next lady of next out for a shave. En ongelukkig sulke verhoudings werk nie uit nie. So dis die eerste ding is jy moet eers vir jouself kan sorg en jouself en actually okay wees om alleen te wees. Ja. Dis die belangrikste. As jy okay is om alleen te wees, dan pla jy nie. As jy okay is om iemand te hê ook. Ja, en as jy niemand het nie, is dit ook okay. Be happy single. Ja. Ja, dis cool. As jy mens moet eers gelukkig wees om alleen te wees. Ja. Voordat iets gebeur en die Here iemand actually op jou pad stuur. Moenie gaan soek nie. Ja, in Amerika het ons ook al foute gemaak, glo my. Nee, kyk nie, maar ons het al jy gaan soek 'n skaapie daar in die kraal. Ja, en glo my, ons Suid-Afrikaners is baie makliker om te kry in Amerika deur 'n ander die skoner geslag want onthou ons aksent is anderste. Hulle is ons Hulle baie like dit. hulle like ons dit, Suid-Afrikaanse aksente. Ons is baie suiwer. So Ons is baie suiwer. ja, ons praat suiwer, onthou jy. Wow. Yeah, we're not going to talk about that, about the mob. We're going to talk about the mob. Ja, ons praat We talk. Please bring me the pick-up. Ja. Can you hollow the pickup to me? Jy kan die verskil hoor. Ja. So ons praat nie soos hulle nie. Hulle weet ons is van Suid-Afrika. Ons praat 'n Britse Engels dink ek. Nie eens Brits nie. Ons het 'n baie iemand het ook al gehoor van iemand van Brazilië het al vir my gesê hulle hou van ons aksent want ons praat skoon. Ons het 'n skoon aksent. Ja. Want ons praat soos wat ons in ons taal praat. Plat. Op die grond. Yes. Grond. Ja, dis cool. Maar ek wil ook dit vir die ouens sê wat nou wel oorgaan, wat nou kontrakte het, die ouens wat nou einde Januarie gaan, manne sterkte maak 2025 hele jaar. Julle kan dit doen, werk hard. Goeie dag. En die ouens wat nou oorgaan vir die eerste keer, moenie bang wees nie, ons almal was daar, just do your best. Hou jou kop af, as die boer vir jou sê om 'n ding te doen, doen dit. En as jy nie verstaan nie, moenie stil bly en dink jy gaan dit doen nie, maar glo my jy gaan dit opdonder. Vra. Die boer, dis beter om 'n dam as glo my my boer het dit gereeld vir my gesê. You're such a dumbass. Ek sal eerder elke dag 'n dumbass genoem word, maar ek weet ten minste ek vra en ek doen dit reg. Ja. En ek mors nie sy tools op nie. Ja, daai ou het duisende dollars spandeer op daai toerusting, die skietsteers, die virke, alles. En onthou, pas daai ou se goed op, beter as jy. Ja. Omdat jy wil terug gaan volgende jaar. Verkieslik na dieselfde boer toe. So as jy dit kan doen, hou jou kop af, doen die werk, vra. As jy ietsie verstaan nie, vra. Dis so skool altyd. Ja. Daar sê 'n ding so dom vraag nie. Vat wat jy geleer het op skool hier ook nou in. Onthou jy is in die land van onbekende. As jy niets verstaan nie, vra. Vra is vry. En asseblief, moenie in Walmart gaan en dink jy Suid-Afrikaner, jy's 'n Suid-Afrikaner, niemand verstaan Afrikaans en dan geskree jy die vieslikste onder die belse woorde in Walmart. Jy glo my, ons is 'n paar man in Amerika. Jy gaan net om my draai kom. Dan gaan die ou na jou toe kom en sê sorry, wat het jy nou net gesê? Dit gebeur. Daai man boer op toer, Ja. van boer op toer, dit het met hom gebeur. Ja. Praat iemand terug Afrikaans. Nee, dit is lyk my dit gebeur wat gebeur het is, hy was in Walmart en die laaitie het geskree. Hoe sê die môre almal is P-woord. ja, die P-bomme, toe staan by om die laaitie sê vir laaitie ekskuus. Praat julle so hier. Dis Ja, dis die jong, ek weet nie, dis julle die jong jong- ouens, die P-woord is so groot kraaswoord wat almal gebruik. En hulle gebruik dit so, dis in elke sin. Ja. Dis crazy. Kyk, ek gebruik net die P-bom as ek seer kry. Glo my, se kalorioskop en dan ja, maar gelukkig Maar ek kom bedoel om dit net in die algemeen te nee. gebruik is bietjie. nee, praat jy onder die bel toe. Ek bedoel, ja, veral as jy met gesag of iemand 'n baas of 'n vrou. Ek dink veral met vrouens. Ja nee. Yes, maar As 'n man met 'n vrou praat en daar's daai kras vuil woorde, dan dink ek weet jy, ek het net so groot geword het. Ja. Mense het nog 'n bietjie respek, maar anyway. Ja, maar die ding is dit kyk ook nou maar vandag, sorry, ons gaan heel die topik af. Ons het al gevalle gehad waar ons ook al gehoor het hoe die girls eintlik praat wat ook in Amerika werk uit toe uit. Hoe heerlik hulle praat. Dan dink ek vir myself, liewe hemel, ja, dit is soos dis rof. Dan dink ek vir myself, ek weet nie van waar af jy kom in Suid-Afrika nie, maar as my ma jou nou gehoor het, sy het jou mond met 'n freaking braaiborsel uitgeskrob met Sunlight seep. Ja, sorry. Ek meen dit is ja, ek het dit opgetel in Amerika en dit was vir my nogal bietjie jy weet, ek wil nie net vir jong ouens sê, mense praat nie so goed, ek wil mense moet dit eintlik weet. Ja, Dis eintlik common sense. charity starts it up. Ja.
maar ook dit gaan oor respek ook. Onthou, Ja. as jy weet jy werk saam met iemand en jy bly saam met iemand wat jy voor jou siel weet praat nie soos jy nie. Ja. So vieslike goed nie. Ja. Moenie verwag hy moet dit doen nie. Respekteer hom. Ja. Ja. As jy nou per ongeluk sê die F-woord, sê net vir hom of haar sorry. Ja. Omdat jy weet nie hoekom, jy weet nie wat hulle storie. Selfs met drank, as jy nou wil gaan sit en suip en jy wil nou saam met jou mense saam weer bly en lekker braai of barbecue of net gou grill maak en jy drink nou 'n kas bier uit en jy's nou wit warm, maar hulle drink glad nie. Moenie dit entertain. Ja. As jy nou die nie drinker is. Just don't entertain the alcohol. Don't entertain the person entertaining the alcohol. Dat daai alcohol is daai persoon, alcohol is daai ou se baas. Nie andersom nie, want as dit andersom was, het daai ou na 2 biere gestop. Ek stop by so 6. Ja, maar dis nog steeds fyn. Dis daarom mens weet wanneer om te stop. Maar as ek dan nou meer verander. Dan Maar dit nee, maar en ja, men ook nie so baie bier drink en rondry in Amerika. O, dit is taboe. Jy kan as hulle jou vang, daar hulle speed kos. Een bier. Een bier. Nee, eers, dit was 'n zero tolerance. Ja, ek bedoel Texas, soos party stop, maar ek bedoel in Amerika in die algemeen, een bier en bestuur Verby. verby. En jy mag ook nie met as jy as jy 'n boks, ek sê maar kasbier. Dis werklik maar wat drink oom in Amerika gewoon. Busch Light. Busch Light, ja, dit en Keystone Light byvoorbeeld, Ja. ja, is 'n goedkoop bier. Maar dit proe dieselfde. Nou as jy enige kasbier, mag jy 'n vorm van 'n kasbier as jy hom in die bakkie het of in jou kar het om jy ry vanaf die winkel huis toe. Hy moet toe wees, hy moet geseël wees ten alle tye. Ja, as jy bestuur met 'n oop bier, Maar jy het hom nie gedrink nie. as jy kas doen. Ja, jy's nie kanon. DUI. Ja. So yes, en dit gebeur met so baie jong ouens hè. Ja. Hoorie Sheldon, dankie vir die gesels. Ek wil nog een ding noem. Die ouens wat nou al die van dalk gehoor het, Maar ons gaan 'n video maak net van daai. Ons 'n video maak van Dis dit. kat. Ja. Ja. As nou. Maar dankie vir jou tyd. Dis reg. Okay. En ek hoop jy kan mense help. Die ouens wat julle kan my gaan follow op Instagram. Ek sal die link onder sit. Link sal onder wees en op amper sê Twitter, Facebook. Facebook en dan ook TikTok. Ja. As hulle jou nou volg, wat gaan jy vir hulle sê? Ek sal maar net hulle moet maar net request stuur en jy stuur my net DM's en dan sal ek video's maak oor die vrae wat julle wil vra. Ja, dit Vanaf, help ouens. yes. Val die ouens wat wil weet hoe dit is in Amerika, wat moet hulle pak die eerste keer, wat word toegelaat, wat nie. Asseblief ouens, julle vir die eerste keer terugkom van Amerika af, moenie maak soos ek nie. Wat jy gaan. Ek het 'n ongelukkige ratel van 'n ratelslang teruggebring. Jy mag suiker. Mag jy eintlik nie. Dit is 'n eksotiese dier, jy moet 'n Nee, permit hulle hê. gee toesluit. Hulle kan jou toesluit vir jou vang. Gelukkig. Myne was so geberg in die tas dat ek was dis Here se genade dat hulle nie die douane nie dit verkompenseer het. Ja. Maar ek is iemand ek het 'n snaakse obsessie met 'n nommerplaat wat vreemd is. Ja. So ek het 2 van my baas se nommerplate gevat hierdie jaar. So baas het gesê dis sharp, ek sal dit nie doen as die baas sê Maar dan sit jy dit in jou tas. ja, perde maak hom swem in 'n plastiek sakke gemors en perde dit in my hoofbagasie maar in die middel dat daai nommerplaat toe kan ons nou bygaan. Ja, dit is nogal regtig cool. Ja. Ek dink baie ouens doen die nommerplaat ding. Want ek het al baie opgetel net, randomly. Ja. Dit lê oor op. Dat is cool. Maar dankie Sheldon. Dis 'n plesier. Ons chat ons weer. Alright. Maar Okay. veilig wees. Bye.